Kom ons sê lekker uit en vanmorgen. Halleluja. I love you, Jesus. Kom ons vertrou die Here vanmorgen. I worship and Soos nooit van adore you. tevore. Halleluja. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. I love you, I love you. I love you, Jesus. I worship and adore you. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. More than anything in the world. I love you, I love you. I love you, Jesus. Kom ons sing vanmorgen saam. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. I love you, I love you, I love you. I love you, Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. More than anything in the world, you are mean so much to me, Jesus. Terwijl ons vanmorgen staan. Halleluja. Dan verklaar ons. I worship and Of ons maak vanmorgen een paar verklarings oor jou just leven. want to tell you, Lord, I love you. Ons maak vanmorgen verklarings dat die Here dit vir ons gaan doen. I love you, Jesus. 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 I worship and adore you. I love you, Jesus. I worship and adore you. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. There's no Kom ons skryf vir ons lekker gereden. higher than you. Oh, yes, Lord. Die Here is vanmorgen hier Alone are the worthy om ones. iemand se kanne vol te maak. There is no one higher than you, Lord. You alone are the worthy ones. There is no one. There's no one higher
Kom ons sing lekker saam, kerk. Lord, you alone are the worthy one. You're the worthy one, Lord. You're the worthy one. Oh, you're the worthy one. Lord, you alone are the worthy one. There is no one higher than you, Lord. You alone are the worthy one. There is no one. There's no one higher than you, Lord. You alone, you are the worthy one. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You alone, you alone are worthy, hallelujah, hallelujah. I lift up your name, Jesus. I praise you, worship you. I adore you, Jesus. I magnify you. I glorify you, Jesus. You're the worthy one. Hallelujah, hallelujah. Oh, are the worthy one. Hallelujah, hallelujah. I lift up your name, Jesus. I praise you. I adore you. I glorify you. You alone, Lord. You alone, Jesus. I bless you. Thank you, Holy I Spirit. worship you, Jesus. Lift up your name, Jesus. I magnify you. Hallelujah. You're great and you, mighty, the Jesus. King of Kings. Thank you, Jesus. Father, the Lord of Lords, the great I am. I bless you, Jesus. Ek sê vir die persoon wat langs my sit, dat die manne van die Here is vanoggend so moeilik. Ek kry die boodskapper jammer. Ek luister na die verwelkoming vanoggend en ek sê, suster, jy's moeilik. Jy maak dit vir my moeilik. En dan vlieg broer Shane op. En op enige ander dag kan hy die boodskap gewees het. Dan kom broer Warren en hy vryf het nog so 'n bietjie verder in. En hulle forceer my om 'n oombliekie met die Here te praat en vir die Here te vra, Here, moet ek aangaan of ek vra die kerk vanoggend om saam met my 'n oomblik van stilte te hê. Kom ons wees vir 'n oomblik stil in die huis van die Here en ons dink aan die jaar tot hier toe wat die Here ons deurgedra het. Kom ons dink sommer maar net aan die maand wat die Here ons deurgedra het. Kom ons dink aan die naweek, die nag. Kom ons dink vir 'n oomblikie net oor dit. Kom ons vat so 'n oomblik van stilte in die huis van die Here en ons is vir die Here dankbaar vir dit wat die Here tot hier toe gedoen het. Lord, as I'm about to break the silence in this place,
I pray like Moses prayed when he said, Lord, this is your people. I refuse to move if you don't move with me. Lord, you have incubated this word in my heart. And while I'm about to birth it through the birth channels of my mouth, I ask you to prepare the hearts of your congregation. Lord, these are your people. Lord, let the Holy Spirit be with us this morning. Nothing about me. Lord, this is nothing about me. I'm only the instrument. I'm only the mouthpiece that you will use to speak to the congregation. More importantly, I'm the prophet for the day to prophesy into the lives of the class of 2025. Allow me to speak only what you want to say to them. Lord, as I am about to speak into their futures, I'm asking you, Lord, to make it happen as we pronounce it today. Lord, be with us this morning. In the name of Jesus, I pray. Amen. Ek groet vanoggend die sonnaarskool. Ek groet vanoggend die jeug. Ek groet vanoggend die besoekers en besonder ons pastoorspaar vanoggend wat in die huis van die Here is. Ek groet vanoggend die geestelike hiërargie van ons kerk, vanaf ons diakens tot by ons evangeliste. Ek groet vanoggend die worship team en die band, diensleier, wees gegroet. Ek groet vanoggend besonder ons herderspaar vanoggend in die huis van die Here. En pastoor, ek wil altyd hê jy moet weet dat ek is nederig wanneer u vir my vra om u pulpit saam met u te deel, en ek besef dis nie myne nie. U gee dit vir my en met die vertroue dat ek sal spreek soos die Here vra. Altyd weet ek is nederig met dit. My spesifieke groete vanoggend aan die klas van 2025. Julle lyk besonder pragtig. Ek sê altyd vir die mense, dit is een gedeelte van my lewe wat ek ongelukkig gemis het en nooit gehad het om matriek so te doen, die konvensionele manier soos julle dit doen nie. Maar die Here het aan my genade geskenk. My teksgedeelte vanoggend is opgeteken in die boeke van Matteus 26 versie 36. Vanaf versie 36 is so 'n paar verse. Ek is gevra deur pastor om vanoggend met die klas van 25 te praat en hulle bietjie te inspireer. Maar ek besef ek kan nie met die klas praat sonder om vir hulle te praat nie. En in die eerste gedeelte van my predikasie vanoggend praat ek met die volk van die Here oor dinge aangaande die klas van 2025. Ek gaan nie die teks lees noodwendig nie. U kan dit lees daar. Ek gaan 'n kort samevatting van die teks doen. Jesus kom by Getsemane en hy vat sy disippels saam om te gaan bid, van hy besef dat sy bitterste uur het aangebreek. Hy sê vir hulle, sit hier, ek gaan 'n entjie weg. Van die besef in hierdie oomblik het hy 'n oomblik van stilte nodig. Net om te benadruk hoe bitter die uur was, lê hy met sy aangesig op die grond en hy praat met sy Vader en hy sê, Here, as dit u wil is, dat hierdie bitterbeker my verbygaan.
Hy kom terug na sy disippels toe en hy sê vir Petrus, hoe kan julle slaap? Kon julle nie eers 'n uur saam met my wakker bly nie? Wanneer ek hierdie gedagte lees, dan interpreteer ek die emosies van Jesus om te sê vir sy disippels, ek gaan deur my bitterste uur. En ek sou verstaan het, as julle 'n oomblik van stilte gehad het, as gevolg van die nuus, dat ek môre gaan sterwe. Maar ek kan nie saamlewe met julle permanente stilte nie. Ek titel hierdie woord vanoggend 'n oomblik van stilte. Hierdie woord skiet wortels terwyl ek een oggend in die huis van die Here sit. En ek sit daar agter en die dirigent van die diens sê, vra die volk om 'n oomblik van stilte te hê, ter nagedagtes van familielede wat in die week gesterwe het. Maar ek sit daar en ek besef, die vorige nag is die 2 jong manne in ons gemeenskap doodgeskiet. En die volgende oggend noem ons dit nie eers nie. In my hart besef ek dat die kerk onwetend besluit het om in stilwye te gaan oor die brood en botter issues wat die klas van 2025 benadeel. Terwyl ek vanoggend gevra is om die klas van 25 te motiveer, dink ek aan die oorlog in Israel en Gaza. En ek besef dat die skole in Gaza het gesluit, nie as gevolg van die feit dat die eksamen klaar is nie, maar as gevolg van die feit dat die leerders almal uitgemoor is. En die kerk is in stilte daaroor. Donald Trump doen wat hy doen op die oomblik. En dit affekteer hierdie kinders direk. Maar die kerk is in stilte daaroor. Ons land is in rep en roer met die misdaad. Ons regering het beheer verloor. Maar die kerk is in stilte daaroor. Ons kyk na Saldanha en dan sien ons dat as jy in Vredenburg Hoofstraat, Saldanha Hoofstraat stap, dat geboue is besig om op te gaan, maar daai geboue behoort nie aan ons nie. En die kerk is in stilwye daaroor. As jy in Diaswil stap, terwyl ek vanoggend hierdie kinders moet motiveer om vir hulle besighede te begin, behoort amper al hierdie besighede in ons dorp nie een meer aan ons nie. En die kerk is in stilwye daaroor. Ons jong mans in ons dorp is besig om mekaar uit te moor. Ons kinders word onder ons neeste gesteel en is weg, dat ons tot vandag toe nie weet waar hulle is nie. Maar die kerk is in stilwye daaroor. Dieselfde dag, nadat die seuns doodgeskiet het, is die openligte hier buitekant, en die predikers verkies om te praat oor 'n bietjie lieg, en oor 'n bietjie vloek, en oor 'n bietjie rook, en oor 'n bietjie drink, asof moord en abuse wat ons kinders hier buitekant deurmaak, nie sonde is nie. Die kerk is in stilwye oor wat die buitekant besig is om te gebeur. Kom
bring my 'n bietjie huis toe. Ek sê een oggend vir pastor, een middag, pastor, ek voel soms iets in die huis van die Here soos Josafat. Wanneer hy sê vir die Here, ek het 'n afkeer in Micha. Micha het nog nooit iets goeds oor my geprofeteer nie. Wanneer ek soms na die profete in die huis van die Here luister, dan hoor ek hulle het stil geraak oor die toekoms van die huis van die Here en in spesifiek oor die toekoms van hierdie kinders. As 'n kerk en 'n gemeente het ons op 'n stadium 'n bord agter in ons kerk gehang. Vir my vanoggend praat die Here met my daaroor en hy sê, het julle erken dat julle beheer verloor het oor julle mikrofoon en die kerk is in stilte daaroor. Ek sou nie oor hierdie gedeelte praat nie, maar net omdat broer Warren vanoggend dit noem, Genesis 22, noem ek dit pastor, en moet my nie verkeerd verstaan vanoggend nie. Die Here gee vir Abraham die opdrag om sy seun te gaan offer. Maar toe hy onder die berg kom, sê die Here vir hom, nie almal kan saamgaan wanneer jy opgaan nie. Maar Abraham kon nie in stil wye wees daaroor nie. Daar is baie van ons wat saam met u tot hiertoe gekom het. Maar die Here wil hierdie volk na die volgende vlak toe vat. En u sit met daardie probleem, wie vat ek saam en wie los ek? Maar u moet nie stil wye daaroor breek ter wille van hierdie kinders. Daar sommige van ons wat die pastoor hostage hou, want ek het met jou gestap tot hiertoe. Hoe kan ek deel wees van die groep wat agterbly? En ons forceer om in stil wye te gaan tot nadeel van hierdie kinders wat vanoggend hier sit. Nie almal wat getrek het tot hiertoe kan saamgaan. Dit beteken nie, wanneer pastoor sê, ek moet onder die berg bly, dat ek gaan nie saam hemel toe nie. Dit beteken net, dat ek die posisie bereik in die bediening, waar ek sy bediening moet ondersteun, maar ek kan nie saamgaan tot op die berg nie, want die berg is nie vir my nie. Wanneer 'n arend 'n hoender vat en hy vlieg met hom die hoogtes in, dan sterwe die hoender as gevolg van die lugdruk in die hoogtes. Wanneer 'n pastor sê, dit is wat jy agterbly, dan beteken dit hy het besef dat waarna toe hy moet gaan, die lugdruk gaan jou doodmaak. En hy kan nie meer stil bly daaroor nie. Brother Mervin, ek praat vanoggend met u, maar nie met u nie. Moses het vir 'n rede in die huis van Farao groot geword. Moses het gehakkel, maar hy het nie stil gebly oor die feit dat die volk slawe is. As 'n volk kan ons nie meer stil bly oor die brood en botter aangeleenthede in ons gemeenskap as gevolg van die kinders. Hier's mense wat vanoggend die sit.
wat se drome doodgegaan het in 'n insident wat veronderstel was om net 'n oomblik te wees, maar ek het permanent stil geraak daaroor. Hussein bring dit so mooi in, hy sê, toe ons die eerste babie verloor, kon ons die stilte permanent gemaak het, maar as het besef, dit is net 'n oomblik van stilte. Ons kan weer hierdie Here vertrou, want hierdie Here het ons gewys, dat hy is die God wat plant, en hy is die God wat wegneem, ons hoef nie. Ons hoef nie permanent stil te wees, oor dinge wat net 'n oomblik van stilte was nie. Roep vanoggend jou droom tot lewe. Skree vanoggend weer oor jou droom. Dat was veronderstel om net 'n oomblik van stilte te wees. Daardie oomblik toe die eerste babietjie kom, dat moes verby gegaan het, dat moes daar gestop het. Dit was veronderstel om net 'n oomblik. Toe ek die eerste keer aansoek doen vir werk, en ek kry nie antwoord nie, het ek maar besluit, ek gaan ophou. Dit is net veronderstel om 'n oomblik van stilte te wees. Daai stilte is nie permanent nie. Toe ek eerste keer universiteit toe aansoek doen, en iets gebeur met my, was dit veronderstel om 'n oomblik van stilte te wees. Nie 'n permanente stilte nie. Roep vanoggend. As daar iemand wat met my wil staan en skree en sê, ek roep vanoggend my droom terug in die lewe. As daar iemand wat vanoggend sê, ek weier om verder stil te bly oor my droom. Ek gaan in my huis praat oor die drome van my kinders. Dit is net veronderstel om 'n oomblik van stilte te wees. Kerkraad, luister vinnig na my. Ons moet 'n besluit maak oor daai bord in die agterkant. Ons kan nie in stil wye wees oor mense wanneer hulle die mikrofoon in die hand het, dan vergeet hulle dat hulle dissipline nodig en dat dit nie hulle platform is nie. Die microphone in die huis, in English, it became way too accessible to people. And the church decided to be quiet on it. Dit is sonder nagevolge vir mense, wanneer hulle hierdie microfoon vat en sny onder die kinders van die Here, asof dit hulle toekom. En die kerk is in stilheid daaroor. Ek het een oggend agter in die kerk gesit, en die prediker is besig, en die prediker sê, en ek sien hoe sak die jongman voor my se kop. Hy het nooit weer teruggekom nie. En die kerk is in stilte daaroor. Moeder Patrice, luister na my vanoggend. Luister na my. Ek praat met 'n profeet. En ek noem hierdie gedeelte die agtergrond dat ek sien, ons het 'n lekker groep profete wat besig is om op te staan in die huis van die Here. Maar wat die profeet vir my sê is, hy was geïdentifiseer as 'n profeet
toe sy maar 11 jaar oud. Maar hy het die eerste keer die geleentheid gekry om vir die volk van die Here te sê, so sê die Here van die leerskade, toe hy 19 jaar oud was. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Hy sê vir my, vir sy eerste 8 jaar, moes hy gaan na die vrou van die Here toe en sê, so sê die Here. En sy sou gaan seker maak, of dit is wat die Here sê, want daar's krag in die tong. U moet die stilte breek oor die ontwikkeling van die profete aan die huis van die Here as gevolg van die kinders. Toe Jesus op sy knieë gaan en hy praat met die Here en hy sê vir die Here, dit is my bitterste uur. Het hy van sy disippels verwag en gesê, dis fyn. Julle kan 'n oomblik van stilte gehad, maar julle permanente stilte. Ons kan nie verder stil wees oor die dinge wat hierdie kinders se toekoms benadeel. Juffrou, op 'n stadium toe Moses nie is waar hy moet wees nie, besluit Sipora sy gaan nie stil staan nie. Dit was ongehoord om te doen wat sy gedoen het op die dag. Maar sy het besluit, sy weier om stil te wees. Sy gaan opstaan, haar plek inneem langs haar man en sy gaan doen wat sy moet doen. Sy kan nie in stil wees nie. Terwille van die kinders. Oudling Jon, ons het 'n hele paar sieners in die kerk. En ek praat vanoggend met u. Maar as gevolg van die feit dat ons nie toelaat dat pastor gaan wat hy moet gaan, kan die sieners nie sien wat hulle moet sien nie. En die kerk is in stilwye daaroor. Ons sieners sien baie in die nou. Ons kyk nie ver in die toekoms nie. Die Here het nodig om ons lense aan te pas terwille van die kinders. As jy luister na die getuienisse wat so oggend hier uitgaan, dan sit ek en ek luister na die getuienisse en ek sê vir die Here, dat die gewone getuienis het vir ons wonderlik begin raak. Want ons het stil geraak oor die deurbrake wat die Here onder die volk moet gee. En die kerk is in stilwye daaroor. Hoor my vanoggend, dat die Here sê, ons moet nou stilwye breek, terwille van hierdie kinders. As 'n volk en 'n gemeente, as huisgesin, as mense wat rondom hierdie kinders staan, toe Jesus in sy benoude oomblik is, vat hy 'n paar van die wat naby hom was en gaan tot by die plek, want hy het geweet, dis mense wat hy kon vertrou, hulle sal nie stil bly nie. Ons moet ons stilwye. Klas van 2025. Ek het nou klaar namens u gepraat, nou praat ek met u. Ek wens ek kon vir julle sê vanoggend dat daar nie oomblikke van stilte in julle lewe gaan wees nie. Maar as ek vir julle dit sê, dan gaan ek jok. Dan gaan oomblikke van stilte kom wanneer jy studeer vir die eksamen van die volgende dag. Maar hoor wat die Here sê, daai sal net 'n oomblik van stilte wees. Daai stilte sal nie permanent wees nie. Daar gaan oomblikke wees wat jy gaan aansoek doen universiteite toe en terwyl jy wag, gaan daar oomblikke van stilte wees. Maar die Here sê daai stilte
gaan nie permanent wees nie. Daar gaan oomblikke kom wat julle aansoeke doen vir werk. En daar gaan oomblikke van stilte daarmee gepaard. Maar daai stilte sal nie permanent wees nie. Wanneer julle eendag besighede begin, gaan julle aansoek doen by plekke vir julle vir funding. En daar gaan oomblikke van stilte wees terwyl julle wag. Maar hoor my vanoggend, daai sal net 'n oomblik van stilte wees. Daai stilte sal nie permanent wees. Wanneer julle groot word, gaan dit dinge wees in julle huisgesinne wat julle die Here voor moet vertrou. En dan gaan oomblikke van stilte wees. Maar daai stilte gaan nie permanent wees. Die klas van 2025 gaan die klas wees wat nie gaan stil bly nie. Hierdie klas gaan nie stil bly oor die oorlog in Israel nie. Hierdie klas gaan nie stil bly oor wat huidig in ons land aangaan nie. Hierdie klas gaan nie stil bly oor wat huidiglik in Saldanha aangaan nie. Hierdie klas gaan nie stil bly oor wat huidiglik in Diaswil aangaan nie. Hierdie klas gaan nie stil bly oor wat in huisgesinne aangaan nie. Hierdie klas gaan nie stil bly oor wat in die kerke aangaan nie. Hierdie klas gaan nie stil wees nie. Hierdie klas gaan weet en verstaan dat ons gaan oomblikke van stilte hê in ons bitterste tyd. Maar hy stilte is nie permanent nie. Hoor my vanoggend, klas van 2025. Ja, daar's 'n groot kans dat dinge met julle gaan gebeur en die lewe met julle gaan gebeur. Maar in hy oomblik van teleurstelling, wat ek eksamen geskryf het en nie geslaag het nie, dis net 'n oomblik van stilte. Ek moet nou uit hy stilte uitbreek, gaan oorskryf en ek moet gaan klaarmaak, want hierdie stilte is net vir 'n oomblik, dis nie permanent. Met die pad wat ek moes stap, was daar jare van stilte. En ek wens iemand het vir my gesê, wat ek vandag vir julle sê. Ek het jare van my lewe gemors, in oomblik en dinge wat 'n oomblik van stilte moes wees, en ek het vir lang periodes in stilte gebly daaroor. Maar hoor my vanoggend, ek spreek het oor julle uit. Dat in julle bitterste oomblikke, wanneer julle voel ek het nodig om alleen met die Here te praat, want die beker wat ek nou moet drink, is bitter. Weet dat in daardie oomblik, dat net 'n oomblik van stilte is, en dat ek met die Here kan praat hieroor, want hierdie stilte is nie permanent. Pastor, wil jy by my kom staan, asseblief? Pastor, daar's ongelukkig dinge in die kerk, wat nie altyd maklik is om oor te praat nie. Ek sê altyd vir mense, ek sal nooit 'n pastoor kan wees van, ek het nie die geduld wat u het nie. En ek admireer u vir dit wat u doen. Maar die Here het my vanoggend gestuur om vir u te sê, Isak is gereed om geoffer te word.
Maar u sal nie langer kan stil bly oor die wat saam met u op die berg moet gaan. Die volk en die gemeente is gereed om te gaan na die hoogtes toe, waar die Here reeds 'n ram voorberei het vir hierdie volk. Maar as gevolg van die feit dat u baie nagte worstel oor wie ek saamvat, kon ons nog nie gaan waar ons moet gaan nie. Maar hoor my vanoggend, ek kan nie langer stil bly nie. Abraham moes op 'n stadium praat met die wat saam met hom gegaan het tot in die onderkant van die berg. En dit was vir hulle moeilik om te besef en te glo dat 'n donkie saamgaan. Maar hy moet bly. Maar wat hy nie besef het nie, is dat die donkie presies gedoen het wat Abraham sê, sonder om te murmureer. Die proses is nie 'n maklike proses nie. Maar die verantwoordelikheid wat op die rus is enorm. Ek wil steel by die pastoor wat vir ons by die huweliksseminar preek oor Moses en die slotte wat hy in sy bene gehad het. Moenie laat die stilwye een van die slotte is wat maak dat die volk nie die grond kan betree wat ons veronderstel is om te betree. Jy sal moet die stilte breek. Pastor staan vanoggend saam met my en ek is besig om klaar te maak. Maar is daar nog van die gemeentes wat saam met my wil staan en 'n paar verklaringe aan die klas van 2025 maak? Staan gerus saam met my. Klas van 2025 kom staan hier voor by my. Almal van julle kom gou. As julle vanoggend voor julle kyk, dan sien julle die volk van die Here staan. En die volk van die Here staan vanoggend in erkenning dat ons was op 'n tydperk in ons lewens in stilwye oor die dinge wat julle benadeel het. Maar ek verklaar vanoggend saam met die volk in hierdie atmosfeer dat die kerk nie langer sal stil bly nie ter wille van julle. Julle kan vanoggend staat maak dat in julle donkerste oomblikke hierdie volk nie sal slaap nie, maar dat hierdie volk saam met julle sal waak oor julle drome. En dat dit wat net oomblikke sal wees, moet wees, net oomblikke sal bly. Daar sal nooit permanente stilte in julle lewens aanbreek, tensy julle dit verkies nie. As die stilte permanent raak, is dit net as gevolg van die feit dat julle dit verkies het, en nie as gevolg van die feit dat ons nie by ons belofte staan nie. Die kerk sal nie meer stil bly nie.
hoor my vanoggend. En ons bid vanoggend. En ons besef dat dit wat julle nog moet deurmaak in die lewe soms bitter is. Maar ek bemoedig julle vanoggend met die gedagte dat self Jesus het besef dat daar oomblikke is wat vir hom te groot en te bitter is. Tot die punt toe dat hy met sy aangesig op die grond lê en met sy Vader praat en vra, Here, dat hierdie bitterbeker my tog verbygaan. En ek wens ek kan vanoggend vir julle sê dat dan nie sulke oomblikke in julle lewe gaan aanbreek nie. Maar hoor wat ek vanoggend oor julle verklaar. Daardie oomblikke sal nooit permanent wees nie. Die Here sal sy hand self oor julle hou. Ek spreek verder oor julle uit. Soos die Here vir Abraham sê, die Here sê vir Abraham, terwyl jy trek, Abraham, ek sal seën wie jou seën, en ek sal vervloek wie jou vervloek. Klas van 2025. Die Here sal seën die wat julle seën. Die Here sal vervloek, se nouwen, die wat julle vervloek. Die Here is met julle. Die laaste verklaring wat ek oor julle maak vanoggend. Die klas sal nie stil wees nie. Die klas sal verantwoordelikheid neem en praat oor die brood en botter aangeleenthede. Nie net in ons dorp nie, maar in die wêreld. Met ander woorde wat ek vanoggend oor julle uitspreek, is dat julle sal geposisioneer word om 'n invloed te hê op dit wat in die wêreld gebeur. You will be change makers. Ek is die verkose een wat vanoggend hier staan en 'n paar verklaringe oor julle maak. Maar onder julle staan 'n profeet dat wanneer Naaman melaats is en hy weet nie meer waarna om te gaan nie, sal 'n slavin wees wat sê, ek ken iemand, en sal dan by die Holy Crusade, wat wanneer daardie persoon met die Here praat, dan hoor die Here in sy vaste woonplek. Julle sal sieners en profete wees wat ver sien. Julle sal praat oor die toekoms van die volgende generasie. Julle sal die predikers wees wat praat oor die misdaad en wat nie onderskeid tref tussen sonne nie. Julle sal praat belangrikste van alles, en ek sluit hiermee af. Julle sal kinders van die Here genoem word. Ek luister eendag na T.D. Jakes en hy sê hy wou so graag weghardloop van die bediening af. Maar in sy weghardlope bevind hy hom een aand in 'n bar, want hy die Here probeer convince dat die bediening is nie vir hom nie.
Maar 'n dronk man kom sit langs hom en die man sê vir hom, ek het gisteraand gedroom hoe jy die woord van die Here predik. Ek spreek vanoggend oor julle uit, dat die gees van die Here julle sal oorduin en julle najaag, oral waar julle gaan, selfs wanneer julle probeer weghardloop, van die roeping wat die Here oor julle lewens geplaas het. Klas van 2025, wees geseën. Ek gee vanoggend vir pastor om vir julle te bid. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Die baas ek groet u in die mooie naam van die Here vanoggend aan ons klas van 2025. Groete in die naam van die Here. Dankie broer Christo vir hierdie magtige woord. Wow, it's in season. Liefdes, ek wil kortliks net hierdie gedeelte doen en ook aan groete aan Pastor wat vanoggend saam met ons is. Sy vrou en die delegation wat saamgekom het. Christus groete man van die Here. Prys die naam van Jesus. Geliefdes, as u my sou toelaat dat ek net vinnig doen waarvoor ek vanoggend hier is. In 2 Kronieke hoofstuk 30 versie 27, nadat die priesters en die leviete opgestaan het en die seën oor die volk uitgespreek het, hoor net dit, het God dit gehoor, want hulle gebed het die heilige woning in die hemel bereik. Ons gaan die seën van die Here oor hierdie volk en oor julle uitspreek vanoggend. Ons gaan julle salf en die Here beloof hy sal ons gebede verhoor. En oor hierdie volk gaan ons hande lê. Daar's die diensleier. Ek het op die program wat ek vir hom gestuur het, geskryf, ek gaan 'n spesiale gebed doen. Spesiale gebed doen. Oor julle eerstens, dan oor ons kinders, en dan oor die gemeente. Vanoggend het die Here die priesters in julle midde, naamlik die leierskap, wat hande op julle sal lê, sodat die Here wat hulle vra om julle onhalwe, hulle gebede sal verhoor. Gee die Here prys. Aan die manne van die Here, die priesters, daar is 'n verantwoordelikheid op ons. Kom, laat ons nie ons hande lê op die kinders van die Here vanoggend. En ons staan nie in verhouding met die Here nie. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Ek gaan oor julle bid, want ek kan nie hierdie werk vanmôre alleen doen. En die Bybel sê, nadat die priesters en die leviete opgestaan het en die seën van die Here oor die volk afgebid het, het die Here hulle gebede gehoor. Die Here het hulle gebede gehoor. Vanoggend, kom ons buig net ons hoofde. Vader, Here, hier staan die leviete en die leiers. Het hulle op 'n môre vertrou, nadat u manne, bekwame manne gesoek het,
het U hulle goed gevind. Hulle staan hier vanoggend en my gebed is dat U hulle moet heilig vir hierdie werk wat nou voor lê. Ek wil bid dat U self U hand in hulle hande sal plaas en in die boesem genade sal gee. Wanneer ons hande op U volk lê, mag U wat in die hemel is, ons gebede sal verhoor. Die toekoms van die klas van 2025, ons kinders, ons jong mense, die gemeente van die Here, want U het vir my gesê, ek moet hierdie volk salf, ek het nie geweet vir hoekom en vir waarom nie, want ek ken nie die toekoms nie. Maar ek is gehoorsaam vanoggend, Here, en ek staan in gehoorsaamheid, Here, want die volgende vlak en dispensasie van hierdie kerk lê in U hande. Daarom gee ek oor, Here. Ek sê, Here, neem nou besit in die naam van die Here. Amen. Die manne van God, vat die olie vanoggend. Sal weer die kinders, ek bly na die gedagte van Deuteronomium 28. Ek moet nou die werk doen eers, né? Deuteronomium 28. Lê gou die olie op hulle dienaars. Julle salf hulle net, julle hoef nie te bid nie, ek sal self 'n verklaring maak. Kom ons sluit ons oë, gemeente, kom ons staan, asseblief dierbares. As ons klaar staan ons terug en ons steek ons hande uit na hulle toe. Kom ons steek ons hande uit na hulle toe. Al hierdie seëninge sal oor julle kom. En dit sal by julle bly as julle die Here God gehoorsaam. In jou stede en in jou oop velde sal jy geseën wees. Jy sal geseën word met baie kinders en goeie oeste. Jy sal geseën word met vrugbare beeste en kleinvee. Jy sal geseën word met mandjies wat oorloop van vrugte. En jou knieskottel sal vol brood wees. Jy sal geseën word waar jy ook al beweeg. Of jy nou kom en of jy gaan. Elke woord wat vanmôre geuiter is in die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal gestalte neem oor hierdie klas van 2025. Die Here seën julle nou as julle uitstap. Die Here seën julle nou as julle inkom. Die Here seën julle nou wat in julle is. Die Here seën nou wat uit julle uitkom. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee die Here prys. Gee God 'n prys. Julle mag gaan sit, klas 2025. Ons roep al die kinders gou vinnig na vore, al ons kinders, Sondagskoolkinders, die manne van God staan saam met my. Kry olie in julle hande, dienaars. Kom gou vinnig, dierbares. Prys die Here, kom gou kinders, kom gou.
Ons bly in die stemming van die Heilige Gees. Kuraba Sanda Rababande. Kom ons praat nie, glory to God, kom ons praat nie, kom ons wees ingestel. Kom ons wees nou ingestel, lê gou julle hand op die kinders, ons bid nie, jy lê net met die olie, laat die olie op die kinders kom. Niemand bid nie, ek bid net een keer, amen. Glory to God, laat die suster sit asseblief, dienaar, laat die suster gou sit, amen, suster. Ons is die manne van die Here nou, asseblief, né? Glory to God, kom vinnig, salf die kinders. Niemand praat nie, kom ons wees ingestel. Kom, Zek, kom julle man. Moenie verwonderd is, kom vinnig. Ons hou nie die diens op hier, ons salf hulle net broers, kom. Laat die kinders gou reg staan. En hierdie woord is ook vir julle, ons is nou rustig. Kom ons staan nou lekker, dienaars. Staan lekker, kom ons steek ons hande nou uit na hulle toe. En hierdie woord is ook vir julle wanneer julle gehoorsaam sal wees. Die Here seën julle nou. Julle sal nie misluk nie. Die saad van die huis sal nie misluk nie. Sluit jou oë. Sluit julle oë. Close your eyes. Toe jy in die skoot van jou ma en geformeer was, het die Here jou geseën. Die vloek van die bloedlyn sal jou nie tref nie. Die Here seën jou. Die Here seën jou toekoms. Die Here seën jou uitgang en jou ingang. Van hierdie dag af sal jy geseën wees. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee die Here prys vir ons kinders. Julle kan gaan sit, amen. Ons praat nie, ons beweeg ordelik. Ons jeug kom vinnig, prys die Here. Die jeug kom vinnig. Here se woord, as ons gehoorsaam is, ons gesels nie, ons beweeg net vinnig. Ons is ordelik, prys die Here. Kom ons beweeg jeug, kom ons beweeg vinnig, amen. Kom manne van die Here, salf hulle met die olie, almal moet ingesluit word, asseblief. Thank you Jesus, salf hulle dienaars, salf hulle hoofde met olie. Kom ons bid, ons steek ons hande uit na hulle toe. Ons is stil, ons bly bidend, volk van die Here bid saam met ons. Dit is die next generation. Al hierdie seëninge sal oor julle kom. En by julle bly, wanneer julle of jy die Here jou God gehoorsaam. Die Here sal jou vyande oorwin wanneer hulle jou aanval. Hy sal jou vanuit die vyand, glory to God, wat jou aanval, sal uit verskillende rigtings jou aanval. Maar hulle sal in 7 rigtings van jou af wegvlug. Hy sal van jou af wegvlug. Die Here sal jou seën in alles wat julle doen. Hy sal jou graanskure volmaak en met graan jou vul. Die Here jou God sal jou seën in die land waar die Here jou geplaas. In die huis waar jy nou is, lê jou seëning. Jong mense, in die huis is jou seëning. Ek sê in die huis is jou seëning. Ek sê in die huis is jou seëning. Hier gaan die Here jou vat. In vlekke en in die naam van die Here. Die Here seën jou in die huis. Hier lê jou seëninge.
Uit hierdie huis uit vat die Here jou na die next level toe. Wanneer jy aan die Here jou God gehoorsaam is. Die Here seën julle jong mense. Die Here seën alles wat julle doen. Wat goed is en reg is. Die Here seën julle as julle beweeg. Die Here bewaar self jou droom. Want wat of wie jou aanval, al val hulle jou aan uit verskillende rigtings uit. Die Here sê vanoggend, glory to God, vir die huis, hulle sal in 7 rigtings van jou af wegvlug. Mag jy geseën wees in die dorp onder jou tydgenote. Mag julle geseën wees in hierdie dorp. Van hierdie dag af, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee die Here prys. Ons roep al die jong volwassenes, vir wie ons nog nie gebid het nie. Al die jong volwassenes, tot die ouderdom van 40, is jong volwassenes. Die jong volwassenes, almal kom gou dierbares, ons stil. Ons weet wat ons ouderdom is. Ons hoef dit nie met iemand te bespreek nie. Oh Jesus. Kom ons wees bidend. Ek vra die manne van God, ons is bidend dienaars. Ons praat nie, glory to God. Ons is bidend, glory to God. Die manne van die Here wat in die ouderdom klas val, staan daar dat die manne van God ook oor u bid. Halleluja. Al hierdie seëninge sal oor julle kom. En by julle bly. Wanneer julle die Here gehoorsaam. Jy sal geseën word. In jou stede. Jy sal geseën word in die oop velde. Jy sal geseën word met baie kinders. Jou oes sal geseën word. Amen. Jy sal vrugbaar wees. Amen. Jy sal geseën word met mandjies wat oorloop met goeie vrugte. Wat jy plant sal opkom. Met ander woorde, waarin jy invest, sal 'n vrug oplewer. Die Here seën jou hande. Die Here seën jou voete. Die Here seën jou liggaam. Die Here seën jou uit in jou ingang. Van hierdie dag af sal jy geseën wees. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee die Here prys. Het julle vir hulle gesalf? Almal is gesalf. Salf hulle, prys die Here. Dienaars, julle moet hulle mos salf, volg instruksies. Amen, salf hulle met die olie, prys die Here. Die Here seën julle. Beweeg. Ons is halleluja. Seën hulle dierbares. Thank you, Jesus. Amen. Kom dienaars. Ons roep nou na vore die vroue en die manne van God. Die ander gemeentelede wat ons nog nie na vore geroep het nie. Ons roep ook vanoggend, prys die naam van die Here, al die gemeentelede wat ons nog nie geroep het nie. Ons sal ook vir die besoekers bid, moenie worry nie, pastor sal ook vir jou bid. As jy jou sien as 'n gemeentelid, kom ook na vore man. Kom na vore.
Salf hulle soos hulle na vore kom, broers, asseblief man toe. Kom ons wees ingestel, goddelik ingestel. Thank you, Jesus. Halleluja. Ons salf hulle met olie. Kom ons steek ons hande uit, kinders, steek jou hande uit na jou ma en jou pa toe. Salf hulle ouderlinge, evangeliste. Amen. Ek lees, al hierdie seëninge sal oor julle kom. As julle die Here jou God gehoorsaam. Hoor wat die Here sê. In jou stede, ma en pa, en in jou oop velde, sal jy geseën word. Jy sal geseën word met baie kinders, en jy sal goeie oeste oplewer. Met ander woorde, jou saad sal nie misluk nie. Jou seuns en jou dogters sal nie misluk nie. Hulle sal nie misluk nie. Die kind, die dogter en die seun aan wie jy geboorte gegee het, sal nie misluk nie. Jy sal geseën word met mandjies wat oorloop van vrugte. Maar jou knieskottel sal vol brood wees. Jy sal geseën word wanneer jy ook, of waar jy ook al beweeg. As jy uitstap en inkom, die Here seën jou voetstappe. Jy sal genoem word geseënde. Jou man sal geken word. Jou vrou sal erken word. Jou kinders sal respekteer word. Die Here seën jou huis. Die Here seën alles wat aan jou behoort. Selfs in jou ouderdom sê die Here, sal jy vrug dra. Jou blad sal groen bly. Ek sê jou blad sal groen bly. Die Here seën julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee die Here 'n magtige prys. Oh God, dankie my broer. Here seën jou ook. Hy's ingesluit. Ek bid nou spesiaal vir die besoekers. Ek bid vir u ook, kom, ons wil vir die Here wil ook vir u seën. Oud en jong, kom tog. Ek wil oor u bid, as u nog nie oor u gebid het nie. Amen, as ek mag, ek wil oor u bid. Is daar mense nog vanoggend? Ek wil niemand uitsluit nie. Niemand nie. Want hierdie seëning is ook vir u. Thank you, Jesus. Vra my is die pastor. Moenie net dan op hom lê nie, vra hom. Hy's 'n man van God. Hy het respek vir hom. Sy vrou, vra hulle. Thank you, Jesus. Wie is daar nog wat gebed nodig het? U is welkom om saam met ons te bid. Ek wil saam met u bid. Dat in Nehemia 28 en al hierdie seëninge sal oor julle kom. En by jou of by julle bly, wanneer julle aan die Here julle God gehoorsaam. Die Here sal julle seën. Die Here sal julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle hou. Die Here sal julle sy vrede en sy liefde gee. Die Here seën julle pastoor, juffrou in die gemeente, elke besoeker. Alles wat julle doen. Julle graan sal nie misluk nie. Julle saad sal nie misluk nie. Die Here sal julle seën in die land wat die Here aan julle toevertrou het. Daar waar jy is, lê jou seën.
Daar waarmee jy besig is, daar is jou seën. Die Here seën julle nou. Dit sal goed gaan waar jy jou nou bevind. Want die Here seën u nou. Van hierdie dag af. Hulle wat jou aanval sal uit 7 rigtings van jou af wegvlug. Jou vyande sal met jou vriendskap sluit. Want die Here seën u nou. Tot in al die ewigheid. Amen, gee die Here prys. Oh God, dankie my broer, suster, dankie julle. Thank you Jesus. Amen. Amen. Thank you Jesus. Ons staan net so diebaar as ek gaan 'n laaste gebed doen. U wat 'n behaag aan ons gegee het en genade aan ons geskenk het om te kon doen wat ons moes doen, dat die hemel gehoor sal gee wat ons u gevra het. Vader, u het my aangestel oor menigte vanoggend. Nadat die priesters met die ramshoring voor die volk uitgestap het en die ark van God volgens Joshua 6 die priesters nagevolg het die volk agter die ark van God aan beweeg. En die Here sê vir Joshua, laat die volk 7 maal om die stad beweeg. En toe die volk gehoorsaam was aan die roepstem van die Here, het God, halleluja, wat in die hemel is, die volk se geroep gehoor. Nou kom ek, Here, en ek verklaar dat u, Here, die geroep van hierdie volk sal hoor. Hoor die geroep van die dorp. Hoor die geroep van die crusade. Hoor die geroep van die volk. In die naam van die Here. Ek kom nou in die naam van Jesus. Ons roep. Ons roep. Ons roep. Ons roep. Here, ek roep. Mag die roepstem van die kudde gehoor sal word tot in die hemel. Here, bring 'n skudding. Halleluja. Bring 'n skudding. Sodat elke oor wat dit gehoor het, mag glo dat dit die Here is. Here, al roep daar 'n ma in haar binnekamer vir haar seun en dogter wat dwaal in die as wil, roep ek nou, Here. Ek roep nou. O Here. O Here. O Here. 'n Pa wat teleurgesteld, Here, is oor sy seun wat in die as wil ronddwaal. Ek roep vanmôre in die naam van die Here. Ek roep vanoggend. Orabasata rabasanda. Urabosi ende robosi. Here, ek verklaar in hierdie huis. Ek roep vanmôre oorwinning. Ek verklaar oorwinning. Ek verklaar 'n deurbraak. Ek verklaar die huis vanmôre. Lewe oor elke dooie geboorte. Lewe oor elke onvrugbaarheid. Lewe oor elke vloek wat vanmôre tot nou toe ons gebind het. Die bloed van die Here
is teen jou Satan. Die Here bestraf jou. Ek kom teen die vloek van egskeiding. Ek kom teen die vloek van kinderloosheid. Ek kom teen die vloek. Halleluja. Van onvrugbaarheid. Ek verklaar vrugbaarheid. Ek verklaar lewe. Ek verklaar vrede. Ek verklaar ongewensgesindheid. Ek verklaar dankbaarheid. Ek verklaar liefde. Ek verklaar omgee. Ek verklaar glory to God. Nuwe geboortes. Nuwe geboortes. Nuwe deure gaan oop. Nuwe openbaringe. Nuwe getuienisse. Nuwe danksegging. In die huis vanoggend. Here, salf hulle hoofde waaroor die olie aangewend was. Benat hulle nou. Benat hulle nou met u seën. Seën ons kinders. Seën hulle toekoms. Seën hulle, Here, as hulle iets probeer. Al faal hulle ook, dat hulle op sal staan. Glory to God. Halleluja. Verby is die dae dat die ouers vir 'n kind sê, wanneer 'n kind gefaal het om te sê, moenie worry nie. My suster se kind was ook so. Ons gaan nou begin sê, moenie worry nie. Die Here gaan vir jou deurkom. Ons gaan nie negatiewe goed vertel vir ons kinders nie. Ons gaan nie ons kinders met negatiewe geselskap besoedel nie. Ons gaan van die Here praat met hulle. Ons gaan Deuteronomium 28 oor hulle bid. As hulle wakker lê of as hulle slaap, bid ons oor hulle. As ons hulle salf, dan salf ons hulle. Deur die woord voor te hou. As hulle deur moeilike tye gaan dit ons wees wat by hulle staan. Hulle reg te help, hulle weer in lyn te bring met die woord, en hulle weer te align, sodat hulle by die woord kan uitkom. Want hierdie woord is 'n tweesnyende swaard. Hy weer lê, hy maak reg, hy bring lig, en hy stel in staat om in 'n reguit lyn te loop. Dankie vir die lyn wat u nou trek in ons kinders se lewe. Dankie, Here, vir die alignment wat nou plaasvind. In elke huisgesin, in elke familie, Here, trek u nou 'n lyn. Here, ons gaan oor dit nou, wat die familie kon bereik het, gaan ons nou bereik. Ons gaan meer bereik as wat die familie ooit bereik het. Ons herskryf nou die geskiedenis van elke skool, elke huisgesin, elke familie. Want daar moet iets goed wees wat uit hierdie werk van vanoggend uitgekom het. Hoor u my? Daar sal iets goed wees wat uit hierdie werk uitgekom het. Dankie daarvoor, Here. Seën u kudde. Seën u kinders. Seën u mense, Here. Seën u gesinne, Here. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Jesus. Ja, nou geliefdes,
Ons het aan die einde gekom aan hierdie magtige diens. Halleluja. Stem julle saam met